hoofnuus vanaand, die minister van Finansies, Enoch Godongwana, bevestig die omstrede 1% BTW-verhoging is van die tafel. Ons is baie opgewonde oor die reën wat gekom het. Dis bietjie vroeg wat die reën gekom het en maar vir al die boere met skape en beeste wat met veld boer, is dit baie optimaal. Die onlangse goeie reën in die Vrystaat is goeie nuus vir boere voor die aanvang van die plantseisoen. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Die omstrede beplande verhoging van belasting op toegevoegde waarde van 15 na 16% oor die volgende 2 jaar is amptelik van die baan. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het dit bevestig in antwoord op 'n vraag tydens 'n mediakonferensie na sy mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring. Die beplande BTW-verhoging is tydens die minister se 2025 begrotingsrede in Maart vanjaar aangekondig tot groot ontsteltenis van opposisiepartye en lede van die publiek. Konsensus kon daarom nie bereik word nie en die begroting is eers in Mei goedgekeur nadat die aanvanklike verhoging van 0,5% teruggetrek is. Die besluit om BTW op 15% te hou kom te midde van aanduidings in die begroting dat die nasionale tesourie verwag om 19,3 miljard rand meer in te vorder as vroeëre beramings. Die minister het glad nie oor die skrapping van die BTW-verhoging in sy begrotingsrede gepraat nie. Dit was eers aan die einde van die mediakonferensie dat hy skertsend daarna verwys het. Is that off the table? Oh, ebo. No, it's off the table, Makabanongo. No, it's off the table. It's under the table. It's under the table. You know, yeah. Commissioner says it's under the table. Die begrotingsrede het goeie en minder goeie nuus bevat. Goeie nuus is dat die inflasieteiken tot 3% verlaag word en dat die land se skuldlas besig is om te stabiliseer. Die minister het die versekering gegee dat die regering verbind is tot die verbetering van staatsfinansiering om die ekonomie op 'n pad van volhoubare groei te plaas, werk te skep en sakevertroue oor die volgende 3 jaar te verbeter. Na verwagting sal die begrotingstekort in die huidige boekjaar met 8,2 miljard rand afneem en die regeringsskuld op net minder as 78% van die bruto binnelandse produk stabiliseer. Vir elke rand van die regering se belastinginkomste sal meer as 21 sent in die huidige boekjaar gebruik word om skuld te diens. Dit behoort in die volgende boekjaar tot sowat 20 sent te daal. Die verwagte groei in die plaaslike ekonomie is egter op 1,2% laer as die vorige voorspelling van 1,4%. Our optimism is rooted in the progress we've made in keeping the promises we have set out. A promise to grow the economy faster, to strengthen public finances, and to improve life for all South Africans. 2 years ago, we committed to stabilizing public debt in the current year and then begin to reduce it. Despite a challenging environment of persistently low economic growth, we are on track to achieving this goal. Die verlaging van die inflasieteiken sal na verwagting die lewens- en leningskoste vir huishoudings verminder en tot hoër langtermyngroei lei. Is in line with our peers. It is something that the Treasury and the Reserve Bank have studied comprehensively for a period of time, and we had come to the point where we could make decisions. There is no such thing as a costless policy. Every policy has got trade-offs, and what is important is that the benefits outweigh the costs, and hence our ability to move on this. Die regering glo sy verbintenis om die land se skuldlas in verhouding met BBP te stabiliseer is 'n bewys van sy erns om fiskale volhoubaarheid te verseker en dat dit kredietgraderingsagentskappe uiteindelik sal oortuig van die land se vordering sedert hy onder beleggingsgraad en uiteindelik rommelstatus afgegradeer is.
Number of issues that I think are really going to be quite positive for investors. The fact that we're going to see a primary budget surplus growing over the medium term. The fact that debt is likely to stabilize this year and come off in the next couple of years. A commitment to reining in expenditure. A much better use of the revenue overrun that we are expecting this time around. And so I think all of these factors together with some positive momentum on reforms such as the formal adoption of a lower inflation target is very good news for markets in general. Die 2025 begroting het R4 miljard aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens toegewys om sy skuldinvordering van R20 miljard tot R50 miljard te verhoog. Die nasionale tesourie sê egter dat data vir die eerste 6 maande van die huidige boekjaar wys dat skuldinvordering onder die teiken bly weens regs aan tegniese kompleksiteite. Politieke partye het gemengde reaksie gehad op die mediumtermyn beleidsverklaring. Opposisiepartye meen daar is geen melding gemaak van armoede en werkloosheid nie en beskuldig die minister van ou retoriek, wat nie die uitdagings van gewone Suid-Afrikaners in ag neem nie. Sommige partye in die regering van nasionale eenheid het dit egter verwelkom. Hulle sê daar word nou uiteindelik ag geslaan op fiskale dissipline en belegging in infrastruktuur. Ons reaksie op vandag se toespraak is oorweldigend positief. Ons is uiteindelik besig om ons skuldlas te stabiliseer onder 78% en dis belangrik vir Suid-Afrikaners, want wat besig is om te gebeur is die hoeveelheid van ons begroting wat geallokeer is om ons skuld te diens of ons renteuitgawe kan ons uiteindelik begin beheer en afbring oor tyd. Terselfdertyd is daar 'n inflasieteiken gestel van 'n vaste 3% en hopelik sodoende kan ons dit reg kry om die koste van mense se lewens te verminder oor tyd. En dan laastens is ons besig om 'n spanderingshersiening kultuur te bewerkstellig sodat in elke begrotingssiklus sê minister vir ons watter programme van die regering en staatsdepartemente is nie meer effektief nie en moet oor tyd afgeskakel word sodat ons daai besparings terug in die begroting kan insit vir die goed wat ons die meeste nodig het, soos hospitale en skole en polisieoffisiere. Ons reaksie aan die toespraak van die finansieminister is een van skok, want hy het glad nie oor armoede gepraat nie. Hy het glad nie gepraat oor die armoede en die swaarheid van ons mense op 'n daglikse manier nie en hoe hierdie toespraak van hom eintlik 'n verskil sal maak. Dis weer 30 jaar van dieselfde ding en is weer 'n toespraak wat nie vir ons hoop gee as mense nie. Ongelukkig kan die minister sê wat hy wil en ons kan die beste begroting op papier hê, maar as dit kom by die wat die geld uitgee, die nasionale en provinsiale departemente en veral die munisipaliteite op plaaslike regeringsvlak, daar kom ons probleme in. We reject this new inflation targeting because we think that it's going to increase the cost of borrowing. And we know at the center of borrowing is the masses of our people. There's a repetition of what he said at the beginning of the year. There's no clear plan on how we're going to deal with unemployment, how are we going to deal with policing in South Africa, because we've got a serious problem of resources in the police, and how are we going to deal with issues of defense itself. It's important that when we talk about fiscal discipline, that we build state capacity. Now, in many ways, we can all stand here and say it's good that we're off the grey listing, but let's never forget that it was the ANC that brought us into grey listing. Want jou investeerders kyk na jou strafregstelsel. En as dit nie werk nie, gaan hulle nie investeer nie, gaan hulle nie geld in die land sit nie. Huidiglik sit jou privaat sektor op 1.8 triljoen rand wat hulle kan investeer, maar hulle wag om te sien. En daai privaat sektor se investering is nodig vir ekonomiese groei en werkskepping. Beamptes wat hulle aan misdadigheid en wetteloosheid skuldig maak, sal die gevolge daarvan moet dra. Dit was die reaksie van die burgemeester van die Ekurhuleni Metro, Dr. Nkosindipile Kakaza, na die skorsing van die adjunkhoof van die Metropolisie, Brigadier Julius Mkhwanazi. Mkhwanazi het glo toestemming gegee dat die vermeende kartellid Vusimusi Cat Matlala se private voertuie met blou ligte toegerus word. Getuienis is voor die Madlanka Kommissie van ondersoek gebring dat die hoof van die Metro se menslike hulpbronne, Linda Kasheka, en die hoof van regsdienste, Kemi Bahari, verhoed het dat tugstappe teen Mkhwanazi ingestel word. Die raadslede het Mkhwanazi se skorsing verwelkom.
Commission of Inquiry has now laid bare what Action SA has been warning about for years. The testimony of suspended EMPD Chief Mapiaya and the former Deputy Chief Revo Spies has exposed a deeply compromised police department, riddled with corruption, fear and political interference. We need to have an inquiry, Commission of Inquiry in the Metro, a subcommittee looking at all these allegations and make recommendations to the Council of Ekurhuleni. And steps need to be taken against them. Die minister het opdrag gegee dat 'n interne forensiese verslag saamgestel en geïmplementeer word. Forensic report that we had commissioned is actually pronounced clearly. That is why now there's a suspension of the former, the suspended acting chief and all other related officials who would have connived deliberately. Duidelik wanneer die verslag ter tafel gelê sal word nie. Die Madlanga-kommissie het ook getuienis aangehoor oor die verhouding tussen die Ekurhuleni Metropolisiediens en Matlala. Matlala se maatskappy, Cat VIP Protection Services, het beskermingsdienste aan die diens gelewer. Volgens die Metro se oudhoof van personeelbetrekkinge, Xolani Nkiza, het die geskorste EMPD-hoof, Julius Mkhwanazi, probeer om onregmatighede in die verhouding te verdoesel. Nkiza het waarskuwingstekens in Mkhwanazi se beweerde optrede uitgestippel wat bygedra het tot sy skorsing en die verlenging daarvan. Die geskorste brigadier Julius Mkhwanazi se vermeende pogings om die verhouding met Cat VIP Protection Services te formaliseer, het sy eie skuld blootgelê, volgens die Metro se voormalige hoof van personeelbetrekkinge. Nkiza sê Mkhwanazi het sy sogenaamde eindelose werksverhouding met Matlala se beskermingsmaatskappy wanvoorgestel. Volgens Nkiza het die verhouding nie die Metro Polisie Departement behels nie, maar Mkhwanazi self. What became clear in terms of the investigation is that indeed there was some working relationship, but it's not a working relationship of the municipality with Cat VIP. It is not the working relationship of EMPD with Cat VIP. It is a working relationship that he has constructed, outside of regulatory framework, outside of the policies of the municipality, outside of legislation. Nkiza het voorbeelde genoem van Mkhwanazi se vermeende bestuur van die EMPD, wat gruwelverhale insluit oor afdreiging, marteling en moord. Hy getuig dat die voorgeskrewe proses nie gevolg is met die opstel van 'n verstandhouding tussen die EMPD en Matlala se maatskappy nie. Nkiza het ook getuig dat die verlenging van Mkhwanazi se skorsing gelei het tot 'n vyandige oproep van die voormalige Ekurhuleni stadsbestuurder, Dr. Imogen Mashazi. She was genuinely angry that there was even an attempt or even talk of extending the suspension of Mkhwanazi. Now, she indicated that, of course, she's going to call Xeshega to deal with this and tell Xeshega that Mkhwanazi must be back at work the very next day. At the end of the call, she instructed me to facilitate the return of Mkhwanazi to work. Die verhoor duur môre voort. Ons is net hierna terug met die breek. Bly by ons. Daar bestaan onsekerheid oor die rigting wat die G20-forum van ontwikkelde en opkomende ekonomieë onder leiding van die FSA sal inslaan wanneer die land die presidentskap by Suid-Afrika oorneem. 'n Komiteelid van die G20 en ontwikkelingsekonoom Professor Jahati Ghosh sê twyfel word oor Suid-Afrika gesaai en daar is veral kritiek op vanjaar se tema van eensgesindheid, gelykheid en volhoubaarheid. Ghosh het die uitsprake gemaak nadat Argentinië se president Javier Milei ook aangekondig het dat hy nie volgende week die G20-beraad in Suid-Afrika gaan bywoon nie. Milei, wat 'n bondgenoot van die Amerikaanse president Donald Trump is, se onttrekking volg op die van die FSA. Milei het aangedui dat sy minister van buitelandse sake namens hom die beraad gaan bywoon. Trump beskuldig die Suid-Afrikaanse regering van ernstige menseregte vergrepe teen Afrikaners. Die G20-beraad word volgende jaar in Miami, Florida, aangebied.
Die Suid-Afrikaans gebore miljardêr Elon Musk se Starlink en die selfoonreus Vodacom het 'n ooreenkoms bereik om hoëspoed, lae-latensie breëband internet aan miljoene ondernemings en huishoudings reg oor Afrika te lewer. Met die vennootskap sal netwerkdekking in landelike gebiede uitgebrei word. Starlink se satellietterugvoer en Vodacom se mobiele netwerk sal netwerkdekking versnel. Starlink is in 25 lande op die vasteland beskikbaar, maar nie in Suid-Afrika nie. Boere in die Vrystaat is verheug oor die goeie reën wat hulle in staat stel om landerye vir die plantseisoen voor te berei. Hulle is egter bekommerd oor verwagte droë toestande laat in die somer met die afplatting van die La Niña weerpatroon. Goeie reënval voortduur word bo-gemiddelde oeste verwag. Veral mielieboere sien uit na die plantseisoen. Die reën is goed. Die reënseisoen het vroeg begin. Ek is baie beïndruk daaroor. Ons is 'n baie winsgewende jaar in my opsig, want ja, ons kan maar net so 'n bietjie proteïen bysit en sulke goed, maar die uitgawes voer op die veld en sulke goed is maar minimaal. Ek is met die reën wat gekom het. Ek dink reën is altyd 'n goeie ding. Ek het my lande geploeg en gerib, maar ek gaan nie te haastig wees nie. Ek gaan dinge doen soos elke jaar. Ek plant my mielies die eerste week van Desember of miskien 'n week voor dit sal ek plant, maar ja, ek is opgewonde oor die reën en die seisoen wat voorlê. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel gemiddelde tot bo-gemiddelde reënval vir die sentrale Westelike Vrystaat vanaf Desember. Daar is ook kommer oor moontlike ewige donderstorms en haal. Die probleem wat ek het met hierdie planttyd wat nou so bietjie vroeër is dat ons is bang vir 'n midsomerdroogte in Februarie. Dit lyk of die La Niña gaan afplat in Februarie en ja, soos laas jaar het ons maar stukke gehad wat droog was tussen die nat. So ek dink hierdie jaar ons almal is maar op ons senuwees. As ons nou plant, kry ons 'n midsomerdroogte. As ons later plant, is dit dalk droog en ons kan nie plant nie. So dit is ons enigste klagte van die reën, maar verder is dit vir ons baie lekker. Boere is dit wolke van hoop wat saampak met goeie vooruitsigte vir 'n suksesvolle oes. Kom ons kyk nou na die markaanwysers so kort gelede om 8:00. Ons is net hierna terug met die sportnuus en ook die weer vir môre. Dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aan. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, bewolkte toestande kom voor in die oostelike helfte van die land met mooi weer in die westelike helfte. Lig tot matige wind kan verwag word in die kus asook in die binneland. Enkele buie kom ook voor Limpopo en 'n streek tot die sentrale dele van Mpumalanga. As ons kyk na môre, bewolkte toestande in die grootste dele van die land met enkele buie wat streek van die Noordwes, Limpopo, Gauteng tot in KwaZulu-Natal, asook in die grootste dele van die Oos-Kaap. 'n 60% kans vir reën kom ook voor in die sentrale dele van Mpumalanga. Oggendmiskolle kom ook voor in KwaZulu-Natal, dele van Mpumalanga, asook in die noordelike dele van die Oos-Kaap. So wees asseblief waaksaam wat dit kan sig belemmer. Daar is 'n weerwak uitgereik vir môre deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir Weggolfveldbrande en dit kom grootliks voor in dele van die Noord-Kaap, asook in die grootste dele van die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n warme dag kan verwag word. Temperatuur in die lae 30s, ook enkele buie wat voorkom. In Limpopo 'n warme dag kom voor met enkele buie. Messina het 'n minimum van 22 en 'n maksimum van 39. Bella se maksimum is 31. In Mpumalanga onthou asseblief die
weerwag wat uitgereik is vir 60% kans van reën en dit kom in die grootste dele voor van hierdie provinsie. Die kook styg tot 38 grade in Skukuza. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal. Enkele bye kom voor, ander koel tot warm. Durban se maksimum is 26. Kokstad se minimum is 10 met 'n maks van 25. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Oos-London se minimum is 16 en 'n maks van 22. Willowmore se minimum is 10 met 'n maks van 25. In die Wes-Kaap 'n warme dag kom voor. George se minimum daar is 16 en 'n maks van 22. Die kook styg tot 37 grade in Vredendal. Glen William se maksimum is 39. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande in die westelike helfte, anders is warm. Die kook styg tot 38 grade in Appington, asook in die Springbok. Terug in die binneland in die Vrystaat, mooi dag kom voor, ook gedeeltelik bewolkte toestande in die oostelike dele van hierdie provinsie, anders temperature in die laat 30s. Welkom se maksimum is 32. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kan verwag word met enkele buie. Rustenburg en Taung se maksimum eerder is 33, Vryburg se maksimum is 34. Dis dan af van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.